Baie dankie gemeente, jy kan gerus vir 'n oomblik jou sitplek inneem. Wat 'n wonderlike dag. Wat 'n wonderlike dag. Ons weet dat die kruisiging van Jesus Christus weeg so swaar in 'n mens se hart. En die van julle wat weer dalk The Passion of the Christ hierdie naweek gekyk het, of dalk 'n ander film of 'n gedeelte uit 'n film van die kruisiging, dit roer 'n mens se hart. Dit breek jou, wanneer jy sien wat Christus vir jou en my kom doen het. Maar ek dank die Here dat dit nie daar gestop het nie. Dit het nie by 'n graf geëindig nie. En as jy vandag Israel toe sou gaan en jy sou gaan na die tuingraf, dan sal jy sien dis leeg. En die van julle wat daar was, in die tuingraf ingestap het, weet dat Jesus Christus is opgestaan. En dit is vir jou en my baie, baie goeie nuus. En dit maak ons verskillend van enige ander godsdiens op hierdie aarde. Ons is die enigste godsdiens, die enigste geloof, wat 'n lewendige Vader, Seun en Heilige Gees aanbid. En soos dat ons vandag hier sit, lewe hy in jou hart. En wil hy vandag, ek glo, iets baie spesifiek vir jou gee. Ek dink aan die kruis. Ek dink aan dit wat ons Vrydag herdenk het. Ek dink aan die pyn. Ek dink aan die lyding. Maar meer as dit, is daar oorwinning wat vandag op jou en my wag. En dit is hoekom die tema van hierdie boodskap is dood eenvoudig oorwinning, want dit is waaroor dit gaan. Dit gaan oor die oorwinning wat Jesus Christus behaal het, maar soveel meer. Dit is amper soos onthou julle daardie ou Verimark advertensies? Net toe dit uitgekom het, jy het partykeer tot laat nag toe gesit, of ten minste ek het. Net om te kyk na al die advertensies, want daar's altyd, maar wag, daar is meer. As jy hierdie stel messe koop, dan kry jy ook dit en dit en dit by. Maar as jy dit nou doen binne die volgende 30 minute, dan kry jy nie een stel nie, maar 2 stelle messe. En so hou hulle jou aan 'n lyntjie en aan 'n lyntjie en aan 'n lyntjie, totdat hulle uiteindelik vir jou die prys gee, en dan is jy op die telefoon en dan bel jy gou-gou, want jy wil net nie daai spesiale offer mis nie. Môre aand is die spesiale offer vir presies dieselfde. En dit is amper so met die kruisiging. Ja, die kruisiging is wonderlik, maar daar is meer as dit. En dit gaan oor vandag, dit gaan oor die opstanding. En ek wil hê jy moet saam met my lees in 1 Korintiërs 15 vers 57. Hoor net hoe mooi is hierdie skrif. Maar God sy dank, wat ons, is jy vandag ingesluit? Ons, né? Wat ons die oorwinning gee, deur ons Here Jesus Christus. En dit is wonderlike nuus vir jou en my. Want ek dink een van die grootste struikelblokke in Christene vandag se lewens is juis oorwinning. Dis hoekom ons mense sien. Dis hoekom ons saam met mense bid. Dit is hoekom ons uitnodigings maak. Dit is hoekom daar beradingsgevalle is. Want oorwinning is iets waarmee ons sukkel. Dis nie iets wat van nature kom nie. Oorwinning oor sonde. Oorwinning oor jou verlede. Dit kan dalk wees dinge wat vir jou gesê was. Dinge wat aan jou gedoen was. Dinge wat jy gedoen het. Oorwinning oor jou eie begeertes. Oorwinning oor 'n swak selfbeeld. En jy kan daardie lysie aanvul en aanvul en aanvul, solank soos wat jy dit kan maak. Paulus sê, hier aan die Korintiërs, dat die oorwinning is vir jou en my gegee. En dit is die beste nuus wat ons ooit kon hoor. Dat deur Jesus Christus se sterwe en opstanding is daar vir jou en my oorwinning. Want dit kom van die kruis af. Die kruis was daardie moment gewees in die geskiedenis van mensdom wat alles verander het. Een lam wat geslag is vir alle sonde, alle oortredinge. En die kruis het gemaak dat die mag van sonde finaal gebreek word. So as jy sukkel met iets in jou lewe,
Daar nie. Ek is daar. Ek is daar. It's alive. Mag ek terugkom? As jy sukkel met sonde in jou lewe, hou op sukkel. Daar kom 'n punt waar jy moet besef dat die oorwinning is reeds behaal vir jou en vir my. Jy hoef nie te sukkel met sonde in jou lewe nie. Jy kan oorwinning behaal. Jy kan nie op jou eie nie, maar deur die krag van die Here. Hoor wat staan in Kolossense 2 vers 14 en 15. Hy het die skuldbewys met sy eise teen ons tot niet gemaak. Deur dit aan die kruis te spyker, het hy dit vergoed weggeneem. Nou oké. Ek dink as ons hierdie skrif klaar gelees het en klaar bepeins het, dan kan ons huis toe gaan, want hierdie is seker van die mooiste woorde wat ooit geskryf is, want wat meer wil ek en jy as kind van die Here verstaan omtrent God se genade? Daar's geen meer skuld nie. Dis weggeneem vir ewig. Stel jouself voor, jy word môreoggend wakker en daar's 'n e-pos in jou inbox. En daardie e-pos sê, geagte meneer, mevrou, so en so. Hiermee bevestig ons dat alle skuld teen jou gekanselleer is. Hey! Dan jy spyt jy het nie meer skuld gemaak nie, né? Ja, ek weet. Stel jouself voor, alle skuld is uitgedelg, jy hoef niks meer te betaal nie. Vriende, dis wat Christus vir jou en my gedoen het. Daardie skuldgevoel wat jy mee rondloop vir so lank, oor jou verlede, oor dinge waarmee jy sukkel, dis vasgenaal aan die kruis en vir ewig is jy daarvan kwytgeskeld. Dis goeie nuus vir jou en my. Hier kom my Verimark advertensie weer in, want hierdie is vers 14, maar daar is nog meer. Hoor wat sê vers 15. Hy het elke mag en gesag ontwapen en hulle in die openbaar vertoon. So nie net is jou skuld weggevat nie, maar hy het die mag en gesag van die vyand ontwapen. So as jy gedink het die duiwel het hou vas op jou lewe, dink weer. Ons het 'n hele reeks gedoen oor identiteit. En miskien moet jy weer daarna gaan luister. Net weer 'n bietjie gaan hoor, wat beteken dit om 'n kind van die Here te wees? Wat is ons identiteit in Christus? Want wanneer jy weet wie jy is, sal jy weet wat om te doen. En dan sal jy kan triomfeer oor die houvas wat die vyand in jou lewe het. Goeie nuus vir jou en my. Maar met die opstanding het die Here vir jou en my die totale relevante oorwinning behaal. Jesus se opstanding beteken dat die dood nie meer hou vas het op jou en my nie. En ek weet, wanneer ons 'n pad saam met iemand stap en die liggaam raak swak en 'n mens sien die einde naby kom, is dit nie lekker nie. Want ons is lief vir mense, ons is lief vir mense rondom ons, vir ons geliefdes. Maar as ek en jy net kan verstaan dat ons aardse liggame gaan wel tot niet, maar eendag gaan ons mekaar weer sien. En dit is alles omdat Christus Jesus vir ons die weg berei het deur self uit die dood uit op te staan. Jy hoef nie te vrees vir dit wat kom nie. Want in Christus het ek en jy reeds die oorwinning. Dat daar 'n ewige lewe in hom is. Die leëgraf vertel ons dat Jesus Christus oorwen het. Ek wil vir jou lees wat in Matteus 28 vers 6 staan. Dit sê, hy is nie hier nie, want hy het opgestaan soos hy gesê het. Jesus Christus het dit self gesê dat hy oor 3 dae uit die dood uit gaan opstaan en hy het gedoen wat hy gesê het. So waarom, as hy vir jou 'n belofte gegee het, sal hy nie doen wat hy vir jou gesê het nie? Waarom is dit baie keer so moeilik vir ons om vas te hou aan daardie beloftes van oorwinning, daardie beloftes van deurbraak, daardie beloftes van 'n beter toekoms? Jy mag nooit ophou glo en hoop en vertrou dat die Here 'n waarmaker van sy woord sal wees nie. Die ewige lewe is jou en myne. Ek het hoeveel keer al met mense gepraat wat vir so lank al die Here dien, kinders van die Here is kerk toe gaan, betrokke is in 'n gemeente, en as jy met hulle praat oor die ewigheid, dan is daar nog steeds onsekerheid in hulle harte. Ek weet nie of ek regtig reg is nie.
Sê nou maar net. Jy het al ooit gedink? Sê nou maar net die Here kom vandag en daar's iets in my lewe wat nog nie reg is nie. En nou wil ek vir jou hierdie 2 bekende, hulle is nie op die bord nie, net 'n paar bekende skrifte, daar's nog baie van hulle, maar ek wil net 2 van hulle vir jou lees. En jy ken dit baie goed. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, ek en jy wat in hom glo, ek wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Nie wonder nie, nie miskien nie, nie dalk nie, maar deur Jesus Christus se prys, kan ek en jy met sekerheid sê, ons het die ewige lewe. Hoor wat sê Johannes 6 vers 40. En dit is die wil van hom wat my gestuur het, sê Jesus, dat elkeen wat die Seun aanskou en in hom glo, die ewige lewe mag hê, en ek sal hom opwek in die laaste dag. Dis goeie nuus, oorwinning, selfs oor die dood vir jou en my as kind van die Here. Nou, daar's 'n paar dinge wat oorwinning vir jou en my gee, en ek gaan net by 3 van hulle stil staan. Die eerste een is nuwe lewe. Oorwinning bring vir jou nuwe lewe. En jy het dit al baie keer gehoor. Ons sê dit gereeld van hier vooraf, hoe jy lewe maak saak. Hoe jy lewe, hoe jy optree, hoe jy dinge doen, hoe jy praat, hoe jy jouself tentoonstel, by die huis, by die werk, dit maak saak. Maar die goeie nuus is, as Jesus ons oorwinning is, en daardie oorwinning jou en myne geword het, dan kan ons in hierdie nuwe lewe wandel. En ek wil vir jou lees Romeine 6 vers 4. Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood. Sodat, net soos Jesus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, so ook ons in 'n nuwe lewe kan wandel. Jesus Christus hang nie meer aan 'n kruis nie. Hy's nie meer in die graf nie. Hy's opgestaan, hy sit aan die regterhand van die Vader. Die Heilige Gees is daar om jou en my krag te gee, sodat ons in hierdie nuwe lewe kan wandel. Daai julle daardie ou koortjie, nuwe lewe in Christus, 'n nuwe lewe nou vir my. 'n Nuwe lewe in Christus Jesus. Dit beteken dat wanneer jy hierdie nuwe lewe het, dan praat jy anders en jy doen anders en jy reageer anders en jy verloor jou hier meer anders. Lekker preek ek nou vir myself. 'n Tweede ding wat oorwinning vir jou gee is gesag. Dit gee vir jou hierdie nuwe lewe, maar die nuwe lewe in Jesus Christus beteken dat there must be more. Nou, weer maar, hier kom ons. Daar's nog iets wat jy bykry en dit is gesag. Ons het reeds gesien dat Jesus Christus mag en gesag oor die dood en oor die duiwel het. Hy het dit gebreek vir ewig in jou en my lewe. Maar sy opstanding beteken ook dat ek en jy daardie gesag het. Dis nie net meer Jesus Christus en alleen nie. Hy het dit vir jou en my gegee. Oor wat sê die volgende skrif, Lukas 10 vers 19. Kyk, ek gee aan julle die mag om op slange en skorpioene te trap. Moet dit asseblief nie gaan doen nie. Ja, ek weet daar is kerke wat dit doen. Ek het al gesien, veral in Amerika is daar kerke wat slange in die kerk inbring en dan gaan staan jy bo op die slange om. 'n Mens maak nie so bespotting van die woord van die Here nie. Maar wat hierdie skrif wel sê, die tweede gedeelte, en oor al die krag van die vyand. So wanneer hy kom soos 'n slang of soos 'n skorpioen na jou toe om jou lewe te vat, dan het jy mag oor al die krag van die vyand en niks sal jou ooit skade aandoen nie. Nou kan ons argumenteer, as niks my ooit skade aandoen nie, hoekom word ek siek? Hoekom gebeur slegte goed met my? Onthou net, dis jou liggaam. Maar jou gees, mens, behoort aan God. Niks kan jou gees ooit skade aandoen nie. Daar's 'n lewe hier binne in jou wat meer is as net hierdie vleiskas. Daar's 'n gees wat hier binne in jou lewe en daardie gees behoort aan die Here van die dag af dat jy jou hart vir hom oopgemaak het tot in ewigheid toe en niks
sal jou ooit skade aandoen nie. En wat hierdie skrif vir my beteken, is dat daardie oorwinning myne is. Nou, vandag, môre, vir die res van die tyd. Kom ek gee jou gou 'n voorbeeld. Toe ek klein was, nou praat ek van so 4, 5 jaar oud, het ek lelike nagmerries gekry. My pa het 2 sulke ou karre in ons erf gehad, ons het 'n baie groot erf gehad. Een het in die garage gestaan, een het agter gestaan en op roes, 'n ou Buick. En ek het op 'n stadium 'n nagmerrie gehad dat daai kar lewendig word. Ek weet dit klink simpel, maar dit is wat gebeur het. Daai kar word lewendig en hy jaag my al op die erf rond. Nou kyk, vir 'n 5-jarige seentjie is dit 'n hengse nagmerrie. En wat erger is, ons het 'n dubbelverdieping gehad en ek het 'n speelkamer bo gehad en dan van die speelkamer af kan jy op die dak klim. So dan in my droom klim ek op die dak en dan kom hierdie kar en ry teen die muur op en dan is hy ook op die dak saam met my. Die ding wou net nie ophou nie. Hy hou my aanjaag en toe het my ma my geleer dat ek aan die duiwel bestraf. En hulle het my geleer dat wanneer ek hierdie nagmerrie het, kan ek sê, ek weerstaan jou in die naam van Jesus Christus, gaan weg. En as 'n klein 5-jarige seentjie het daai ding in my agterkop gaan vassit. En toe ek weer 'n nagmerrie kry, het ek binne in my droom die duiwel weerstaan en ek het nog nooit weer so 'n nagmerrie gehad nie. So as 'n 5-jarige seentjie dit kan snap, hoekom is dit so moeilik vir jou en my? Wanneer die vyand jou aanval en jy voel jy weet nie watter kant toe nie. Aan jou is gegee al die mag oor die krag van die vyand en niks sal jou ooit skade doen nie. Die laaste punt waarby ek wil stil staan is die hoop wat oorwinning vir jou en my bring. Die hoop dat daar is 'n toekoms vir jou en vir my. Jesus staan by Lazarus se graf. Hartseer. Hy praat met Martha. In Johannes 11 vers 25 gaan hy sê vir haar die volgende woorde. Ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe. En elkeen wat lewe en in my glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Ek wil vra dat die aanbiddingspan gaan gereed maak asseblief. Het jy al ooit gewonder presies wat Paulus bedoel wanneer hy in Hebreërs 11 vers 1 praat oor geloof? Wat geloof dan is? Daardie vers sê, die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. Waarvoor hoop jy? En as jy weet wat daardie hoop is, dan weet jy dat dit kan 'n vaste vertroue in jou lewe wys. Dit is 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. En hierdie oorwinning wat die Here vir jou en my gee, dit is die hoop waarvan hy praat. Dat daar 'n hoop is op 'n toekoms, 'n hoop op 'n ewige lewe saam met hom. 'n Hoop dat hier op aarde, wanneer ons laaste asem uitblaas, is dit nie verby nie. Maar ons lewe saam met Christus. En al wat ek en jy het, is nou. Dink aan die toekoms. Ek en jy weet nie wat gaan gebeur nie. Ons weet nie wat môre inhou nie. Ons weet nie eers wat 5 minute van nou af gaan gebeur nie. Ons weet nie of ons in hierdie week gaan wakker word elke oggend nie. Ons weet nie. Aan die verlede kan jy niks doen nie. Jy kan daaruit leer. Jou verlede kan vir jou negatief maak of jy kan sê, Here, ek gaan dat my verlede 'n les vir my wees. Of dit is 'n getuienis van God se genade. Jou verlede. Maar al wat jy het is nou. Dis soos wanneer jy 'n uurglas het. En die uurglas het uitgeloop en jy draai hom om en na die sand begin weer deurhardloop. Al wat ons het is daai korreltjie sand wat daar in die middel nou is. Dis nou. Hierdie oomblik is al wat ek en jy nou het. Daarom is dit so belangrik dat, soos jy vandag hier sit, dat jy geloofsekerheid in jou hart sal hê. Wanneer jy hier uitstap,
jy weet, Christus se oorwinning aan die kruis, die feit dat hy opgestaan het, gee vir my die hoop, dat ek 'n ewige lewe saam met hom sal hê. Ek hoef nie bekommerd te wees nie, ek hoef nie bang te wees nie. En as jy nog nie Jesus Christus leer ken het nie, dan wil ek vanoggend vir jou 'n geleentheid gee, want dis opstanding Sondag. Het gaan oor Jesus Christus wat die dood oorwin het, vir ons 'n nuwe lewe kom gee het. En die Heilige Gees wat daar is om elke dag saam met jou die pad te stap, jy is nie alleen nie. Al voel dit vir jou, jy is alleen, sy Gees is met jou. En ek gaan vra dat ons net vir 'n oomblik ons oë sal toemaak asseblief. Jy het vandag die voorreg om in die volgende paar minute net so 'n bietjie na jou eie lewe te kyk. Te sê, Here, lewe ek in oorwinning. Dit wat U vir my kom gee deur op te staan, verstaan ek wat daardie oorwinning in my lewe vir my beteken. Lewe ek met hierdie hoop op 'n nuwe lewe saam met U. Is ek nog vasgevang in sonde? Is daar nog dinge waarmee ek nog nie gedeel het in my lewe nie? Ons vandag vir jou die kans om dit te doen. En terwyl die auditorium so lekker donker is en niemand rondkyk nie, wil ek vir jou die geleentheid gee om net daar waar jy sit te sê, ek het Jesus Christus nodig. Net daar waar jy sit, jou hand op te steek. Te sê, ek het die hoop nodig. Dankie julle, ek sien jou hand, 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 ek sien. Aan my linkerkant, ek sien. Ek sien. Ek wil vra daar waar jy is, sal jy 'n stap van geloof neem en net regop staan as jy jou hand opgesteek het? Net daar waar jy is. Baie dankie. 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 Dankie dat jy die Here vandag vertrou. Dankie dat jy vandag verstaan dat daar is soveel meer wat in sy opstanding vir jou lê. Daar is soveel meer wat hy vandag vir jou wil gee as die pyn en die frustrasie en die hartseer en die teleurstelling waarmee jy sit en waarmee jy elke dag wandel. Daar is soveel meer. En kan ek vra ons persoonlike werkers wat in die auditorium is, as jy vandag naby iemand sit wat nou staan, wil jy nie asseblief net opstaan en na iemand toe stap en net 'n hand op 'n skouer gaan sit nie? Moet asseblief nie gaan sit nie, bly staan totdat jy voel iemand se hand is op jou skouer. Baie dankie, oral beweeg ons mense na iemand toe. Baie dankie. Baie dankie. Dis die wonderlike ding van om deel te wees van 'n gemeente, van 'n familie wat vir mekaar omgee. Jy stap nooit hierdie pad alleen nie. Daar is iemand wat saam met jou kan stap. En vandag is daar iemand wat 'n hand op jou skouer sit, net as 'n teken van kontak, 'n punt van kontak om te sê die Here sien jou raak. Jy is nie vandag alleen nie. Ek gaan vir ons 'n gebed doen. En as ek klaar gebid het, dan wil ek tog vra dat elke persoon wat by iemand staan, of jy net 'n persoonlike gebed saam met daardie persoon sal doen asseblief. As dit vir jou makliker is om dit in die bidkamer te doen, is jy welkom om die persoon deur te vat na die bidkamer toe en daar in persoon te bid. En dan gaan ek vir Martelies hulle vra daarna om vir ons 'n lied van oorwinning te sing waarmee ons hierdie diens gaan afeindig. Want dit is waaroor die opstanding gaan. Dit gaan oor die oorwinning wat Jesus Christus vir jou en my behaal het. En daardie oorwinning waarin ons kan lewe. Maar vir nou, kom ons bid net saam. Here, reg oor hierdie auditorium is daar mense wat sê, ek het U nodig.
Here, dalk is hier iemand wat sê, ek het nog nooit Jesus Christus aangeneem as my verlosser en my saligmaker nie. Dankie Here, dat daar in hierdie oomblik sondevergifnis is. Dankie Here, dat daar vrymaking is. Dankie vir u genade wat so groot is, Here, dat ons vandag weet, u breek elke band van sonde, en ons kan vandag in oorwinning staan. Here, as hier mense is wat met siekte in hulle liggaam opgestaan het, Here, en u nodig het, nou dan bid ek dat u sal kom bedien, en sal kom genees, want deur die wonde is ons genees, Here. As hier hartseer is, as daar pyn is, as daar teleurstelling is, Here, wat dit ook al mag wees, bid ek, Here, dat u vandag die oorwinning sal gee, wat nodig is in elke persoon se lewe. Dankie vir hierdie punt van kontak, Here. Dankie vir manne en vroue wat net saam in gebed kan staan en saam kan vertrou. En ek dank U, Here, dat U vandag getuienisse in mense se lewens losmaak en dat ons sal hoor wat U gedoen het. Want U is so goed en getrou en ek weet U sal in elke persoon se lewe die deurbraak gee, want U is getrou en regverdig. En ons dank U daarvoor in Jesus se kosbare naam. Amen. Net daar waar jy staan, ek wil vir jou 'n geleentheid gee. Vriende, net vir 'n oomblik, kom ons trek ons hande net uit na die mense toe wat tans besig is om voor gebid te word. En kom ons vertrou net die Here vir die deurbrake. Here, ek dank U. Ek dank U nou dat U so naby aan ons is, Here. Dank U, Heilige Gees, vir U hand nou op elke kosbare lewe. Dankie Here dat U ons net toemaak soos 'n warm kombers. En dankie Here waar daar trane is, dat U dit kom afdroog en vreugde kom gee. Dankie Here waar daar siekte is, het U al reeds kom genees. Ons glo dit en ons spreek dit in die naam van Jesus Christus. En ons roep die dinge wat ons nou nog nie kan sien nie, asof dit al reeds so is, in geloof en in hoop. Dankie Here vir elke hart wat herstel word in hierdie oomblik. Dankie Here vir elke pyn, emosionele pyn wat U kom genees. Dankie vir elke vraag, elke bekommernis wat U kom wegneem, Here. Vrae wat U beantwoord, berusting wat U nou gee, vrede wat alle verstand te bowe gaan, in die naam van Jesus Christus. In die naam van Jesus Christus. En ons dankie daarvoor, dankie Here. To God be the glory.